Lukas hoofstuk 20 en ons lees daar vanaf verse 27 tot verse 40. Hierdie keer is dit die Sadduseërs wat Jesus se gesag probeer ondermyn. Hulle probeer wys dat Jesus nie gesag het nie, ten minste nie teologiese gesag nie. Hulle probeer met 'n teologiese Bybelse argument vastrek. Sien ek opwindend om elke keer so in Lukas te lees en die res van die skrif, maar spesifiek Jesus se konfrontering met die skrifgeleerdes en die Sadduseërs en die Fariseërs, om te sien hoe gaan die dinge nou mooi uitwerk en hoe hy hulle spreekwoordelik 'n bloedneus gaan gee, te sien hoe ons Here met sy wysheid ook die monde stop en toemaak. So kom ons lees hierdie gedeelte en dan kyk ons wat die Here van ons leer. Lukas 20 vanaf vers 27. En sommige van die Sadduseërs het gekom, hulle wat ontken dat daar 'n opstanding is, en hom gevra en gesê: Meester Moses het ons voorgeskrywe, as iemand se getroude broer sterwe en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. Nou was daar 7 broers. En die eerste het 'n vrou geneem en kinderloos gesterwe, en die tweede het die vrou geneem en hy het ook kinderloos gesterwe. En die derde het haar geneem en net so al 7, en hulle het geen kinders nagelaat nie en het gesterwe. En ten laaste het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir haar: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee, maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem, die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob. Hy is tog nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir hom. En sommige van die skrifgeleerdes antwoord en sê: Meester, u het goed gespreek, en hulle het hom nie meer iets durf vra nie. Tot sover uit die Here se woord. In hierdie hoofstuk 20, oor die algemeen, dan kry ons nou die kerkleiers, die geestelike leiers, die godsdienstige leiers, wat na Jesus toe kom en sy gesag uitdaag. Dis dieselfde met hierdie Sadduseërs met hulle strikvraag. En in die vorige gedeelte van Lukas 20, wat ons nou laas keer by stil gestaan het, dan was dit die gedeelte waar hulle Jesus betrap het oor 'n politieke vraag. Hulle wou hom in die moeilikheid kry, moontlik laat hy gevang word, doodgemaak word. Dit is daai vraag oor die keiser en die belasting. Nou in hierdie gedeelte kom die Sadduseërs, hulle wil sy gesag ondermyn, maar in hierdie proses van die Sadduseërs om Jesus te laat sleg lyk, is dit weer Jesus wat sy goddelike wysheid wys, nê? En hy ken die skrifte. Hy is tog die woord wat vlees geword het. En hy wys dat die Here is die God van lewendes. En elkeen wat aan hierdie God verbind is, 'n verhouding met hom is, in 'n versoeningsverhouding met hom is, sal lewe al het hy gesterwe. En dis ietsie wat hierdie Sadduseërs heeltemal gemis het. Mense wonder baie keer van watter kant af het hulle geredeneer? Het hulle die skrif verkeerd verstaan? En toe het hulle gesê, wel, daar's nie opstanding uit die dode uit nie. Of het hulle gelewe vir hulle self, materialisties, vir die nou en hier, 'n lekker lewe, en dit in die skrif ingelees. En dit klink so baie keer eintlik wat vandag aan die gang is. As mense dink aan die vrou in die amp, onder andere wat nogal 'n besprekingspunt vandag is, dan kry mens baie dieselfde indruk hierso. So jy vat jou kultuur, hoe jy wil lewe, hoe jy dinge sien, en jy lees dit in die skrif, en daar's ouens wat slim is. Hierdie Sadduseërs was slim manne gewees. Hulle het die vermoë gehad om die skrif so te verdraai. En Jesus het dan ook hulle dit uitgewys, hulle slim pogings
het hy dan ook vernietig. En hy doen dit op 'n baie mooi en 'n merkwaardige manier. So kom ons kyk na hierdie verse. Hierdie Sadduseërs het na hom toe gekom en hulle het ontken dat daar 'n opstanding is. Sien, dit is die ding wat hulle ontken het. Hulle het ontken daar's 'n opstanding. So daar's nie 'n lewe na hierdie lewe nie. Jy gaan dood en dan is jy basies vernietig. En vir hulle het dit gegaan oor hierdie lewe. En hoe dit met jou gaan in hierdie lewe. En dat jy hierdie goeie lewe moet hê. Hulle was ook dan Hulle was dan ook, en mense kan nogal die afleiding maak, is dat hulle was die ouens wat geld gemaak het. Hulle is die ouens wat daar by die tempel, die geldwisselaars, daar gestel het om vir hulle uiteindelik die geld te maak. Hulle was, polities was hulle in die regte posisie. Hulle het nie te veel omgegee dat die Romeine regeer nie. Hulle het nie regtig die Romeine teengestaan nie. Hulle het gehou van die posisie waarin hulle was, en die situasie, en die rykdom, die welvaart. En daarom dat, as mens nou dink aan die uitjaag van hierdie geldwisselaars daar in die tempel, wat Jesus nou gedoen het, daar in Lukas 19, dan kan mens nogal verstaan dat hulle hierso na Jesus toe kom, en vir Jesus wil stil maak, want Jesus is besig, as dinge so aangaan, om hulle erg te benadeel. Hulle gaan hulle rykdom verloor, of wat ook al. So vir hulle was hierdie 'n baie vleeslike oorweging, 'n vleeslike argument, 'n dryf om Jesus uit die weg uit te ruim. Nou hierdie Sadduseërs het hulle self beroem op die skrif. Hulle het gesê ten minste die eerste 5 boeke, die eerste 5 boeke van die Bybel, die boeke van Moses word ook die Torah genoem, die wet, so die 5 boeke, as jy mens kyk na die woord wet, daar's verskillende betekenisse van die woord wet in verskillende kontekste. Die woord wet onder andere kan beteken, afhangende van die konteks, kan beteken die 10 gebooie, maar die wet kan ook beteken die eerste 5 boeke van die Bybel. Net om 'n aanduiding te gee daarin, in Romeine 7, ek dink dit is 23, vers 23, dan word die woord wet op 3 verskillende maniere gebruik. 3 verskillende maniere, die een woord. Daarom het nogal belangrik is dat wanneer ons woorde in die skrif sien, dat ons baie moet bepaal wat die betekenis van daardie woord is in konteks. En daarom is een van die grootste uitlegging sleutels altyd konteks is. En dan dit wat daarmee saamgaan en wat gelyk daaraan staan is onderskei. En dit sien mens baie met Jesus se konfrontasie met die skrifgeleerdes en die manne wat dink hulle is slim, is dat hulle het 'n betekenis in 'n woord ingelees en daardie woord se betekenis oral toegepas. Maar in 'n mens se lewe, as jy dit net prakties toepas, gaan dit nie werk nie. Jy gaan, as ek nou praat van die woord leer, wat beteken die woord leer? As ek sê vir jou, die woord leer beteken daai trapleer waarmee jy opstaan, en ek sê vir my kind, jy moet gaan leer, wat beteken dit dan vir hom? So dan beteken dit, hy moet gaan leer in die sin van, hy moet die leer opklim. Jy verstaan, so is belangrik hierdie konsep van skrifinterpretasie, want dit is hoe die skrif dit self vir ons wys. Selfde woord, verskillende betekenisse in verskillende kontekste. En dis wat die Sadduseërs ook 'n probleem mee gehad het. Wel, nie noodwendig as jy dit so vir hulle verduidelik, byvoorbeeld oor die woord leer nie, maar valse leer en 'n valse dwaling het altyd hierdie eienskap. Jy kan gaan kyk. Wel, kom ons sê meeste van die tyd het dit hierdie eienskap dat dit 'n betekenis vat aan 'n woord en daardie valse leraar weier om te sê daardie woord se betekenis kan ook verskil in verskillende kontekste. Dis asof hulle net blank slaan en maar net voort woed. Maar in 'n geval, hulle het nie die opstanding reg verstaan hierdie Sadduseërs nie, en hulle het Jesus dan ook probeer 'n strikvraag vra. Nou hierdie Fariseërs wat vasgehou het in die eerste 5 boeke van die Bybel, het nie geglo in die opstanding nie, en hulle het baie verskil met die Fariseërs in hierdie opsig. Die Fariseërs het gesê daar gaan nie opstanding van die dode wees.
Hy het dit geglo. En op 'n stadium Paulus, daar in Handelinge 23, dan staan hy nou voor die Sanhedrin. Onthou die Sanhedrin was die geestelike leiers. Dit het bestaan uit skrifgeleerdes, die owerpriesters wat ook hulle kon dan ook Sadduseërs gewees het. En dan daar was Fariseërs in die Sanhedrin. Dit het uiteindelik 71 mense bestaan. Dit was die Joodse raad. So baie keer as ons nou lees in die skrif van die Joodse raad, dan is dit die Sanhedrin. En Paulus het in Handelinge 23 voor hierdie Sanhedrin verskyn. Hy was aangekla en toe Paulus nou hoor die Sadduseërs hierso en daar's Fariseërs hierso, toe gooi hy 'n teologiese bom daar in die middel. Om te wys eintlik hoe belaglik hierdie raad is en hulle weet nie eintlik waarvan hulle praat nie. En hy sê toe nee, weet hy glo wat sê hy sê hy is onder verhoor. So Paulus sê ek is onder verhoor oor die hoop en die opstanding van die dooies. En die Sadduseërs en die Fariseërs het so fokus verloor want toe beklei hulle. En maar in 'n geval wat eintlik maar net 'n wys hierdie ouens wou maar net uit hulle vleeslike haat vir Jesus hierdie evangelie boodskap stil maak, soos wat nou gebeur in die geval van Jesus. Hulle wou Jesus se mond stop. Hulle wou nie hoor dat hulle sondaars is, dat hulle moet bekeer en glo in Jesus nie. Hulle het net geweier. Dit is, mens moet nie verbaas wees nie. Dit is die gevolg van iemand wat nie in Jesus glo nie, wat nie bekeer is nie, wat nie wedergebore is nie, is werklike haat vir Christus en hulle sal tot die uiterste gaan. Nou hierdie Sadduseërs het dan ook op 'n baie slinkse manier, eintlik in 'n sin 'n absurde manier probeer Jesus vastrek. Want dink aan hulle voorbeeld wat hulle nou gee, hierdie argument wat hulle gee om Jesus se teologiese gesag te ondermyn. So die voorbeeld wat hulle gee is wat mens noem die leviaat huwelik, wat dit beteken is, en dit is so, dit is in die skrif, dit staan daar in vers 28, ek gaan nou die Deuteronomium teksvers ook aanhaal, maar in vers 28 van ons geleesde gedeelte Lukas 20, dan sê dit, Meester Moses het ons voorgeskrywe, as iemand se getroude broer sterwe en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. So dis hierdie vrou, sy trou met 'n man, en die man sterf, en dan volgens die skrif dan met hierdie vrou met een van die broers trou. En dan, om die nageslag te laat voortgaan, dan is natuurlik baie mooi afleidings ook daaruit, byvoorbeeld vir die huwelik, een van die doele van die huwelik is om kinders te kry. Dit is een van die doele. Die Here het aan Adam en dan ook later aan Noag gesê, julle moet vermeerder en die aarde vul. So daar is 'n fisiese voortgaan en van die mensdom wat moet plaasvind. En miskien moet jy daar vir 'n oomblik stil staan, voordat ek nou net gaan aan die Deuteronomium gedeelte wat ook wys dat die Sadduseërs het reg die skrif daar aangehaal. Maar in terme van die vermeerdering, dit is belangrik dat selfs na die sondeval het die Here beveel aan Noag in Genesis 9 dat daar moet kinders kom. Dit is so. Maar ons weet in 'n gefalle wêreld, in 'n gefalle sondige wêreld is daar selfs vrouens wat nie kan kinders kry nie. Party mans het selfs die gawe om nie te trou nie. So daar gaan nie so mense kan nie sê noodwendig elke persoon wat hier sit, kinders wat ook al julle as julle nie kinders kry eendag, dan gaan julle nou sondig nie. Maar dit is 'n goeie gebod en 'n goeie bevel dat as dit in jou vermoë is om kinders te kry, dan moet mens kinders kry. Maar as gevolg van 'n sondige en 'n vervalle wêreld is dit nie altyd moontlik nie. Byvoorbeeld, kom ons sê iemand hulle wil graag baie kinders hê. Kom ons sê hulle wil 10 kinders kry. En die gesin dink regtig dis binne hulle vermoë of wat ook al. En die vrou kry keisers. Kom ons sê hierso by jy kan net soveel keisers kry. Nee, kom ons sê 5, daar's baie mense wat sê 6, wat ook al, maar jy gaan nie by 10 uitkom sommer nie, behalwe as jy doodgaan. Want in die sin van jy gaan doodgaan in daai proses. En
so jy werk met 'n vervalle wêreld en jy moet werk met wat die Here vir jou gegee het en die omstandighede ook wat die Here vir jou gegee het. Maar jy kan nie jou omstandighede noodwendig misbruik en as 'n verskoning sommer net maklik gebruik om te sê nee, daarom kan oef ek nie kinders te kry nie. Byvoorbeeld in die hele abortus gesprek dan hoor jy baie keer die vrou wil 'n abortus hê want sy kan nie vir die kind sorg nie, finansiëel nie. Nou, daai is nie eintlik 'n baie goeie argument nie. Daar's byvoorbeeld as jy regtig nie vir die kind kan sorg nie, daar's Christelike gesinne wat die baba sal aanneem, daar's baba huise, maar jy moet regtig en daar's kerke. Jy weet gelowiges wat by kerke inskakel. Die bewyse is daar, die kerk sorg vir sy mense. So daar sal sorg wees. Dit gaan nie noodwendig maklik wees nie. Maar ek noem net daai voorbeeld. Wanneer baie keer paartjies sê nee, jy weet ons het nie die finansies om vir die kinders te sorg nie, dan dit moet regtig ekstreme armoede wees vir daardie argument regtig kan geld. So daar's sekere argumente wat eintlik as 'n verskoning gebruik kan word om nie kinders te kry nie. Maar nou moet mense ook hierdie punt baie mooi besef, is dat wanneer mense dink aan die opdrag van vermeerdering in Genesis voor die sondeval, dis Adam en Eva is in die beeld van God geskape. Dit beteken hulle het volmaakte kennis, geregtigheid gehad, heiligheid, nee, soos Kolossense 3 vers 10 vir ons leer. Dit is in beginsel die beeld van God is om daai 3 eienskappe te hê. Voor die sondeval, voor sonde gekom het in die wêreld, het Adam en Eva dit gehad. Hulle is geskep met heiligheid, kennis en geregtigheid. Hulle is geskep met dit. So nou hulle moes dan vermeerder. Wat het dit in effek beteken? Dit beteken dat die aarde sou gevul word met beelddraers. Dis die opdrag daar. Na die sondeval word baie keer nie beelddraers gebore. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ons is van nature, as die Here ons nie al red voor die geboorte of kort na die geboorte nie of wat ook al, dan is jy 'n nie beelddraer van God in beginsel. Jy weet natuurlik het jy nog steeds die vorm van beeld. Daar's hierdie die Here kan kom en jou wederbaar sodat jy weer herstel word. Maar die punt is dat nou sit jy met hierdie opdrag van vermeerder en vul die aarde as beelddraers. Maar na die sondeval is dit nie meer moontlik nie. Uit onsself uit nie. So nou, dit is waar die evangelie dan inkom. Wanneer die evangelie kom en sê daar is weer herstel, daar is weer hierdie saad uit die vrou wat gaan kom en die slang se kop gaan vermorsel en mense tot redding gaan bring. Mense weer hulle gaan weer beelddraers wees. En dis waar die twee by mekaar uitkom. So dan wanneer ons as gelowiges kyk na hierdie opdrag van vermeerdering, moet ons hierdie besef. En dis regtig baie belangrik, is dat dit pas in by Jesus se opdrag in Matteus 28 vers 19 wat sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Die kinders in mense huis, die kinders van gelowiges, is disippels van Jesus en in daai sin is hulle dan die vermeerdering wat moet plaasvind. As jy kinders kry deur fisiese vermeerdering, dan is jou opdrag om daai kinders te disipel sodat daar die werklike uiteindelike doel bereik sal word om beelddraers sal wees wat die aarde gaan vul. Okay. So daai is belangrik. Dis waar die twee bymekaar uitkom. So disipels maak is die prioriteit van enige huisgesin, 'n gelowige huisgesin. En dit is hoe die vermeerdering lyk. Maar die ding is jy kan ook nie disipels maak as dan nie kinders is nie. Jy weet as jy nie kinders kry nie, dan kan jy nie disipels maak nie. So in 'n sin moet ons ook baie keer dink aan kinders kry as ek kan disipels van Jesus groot maak. Dis 'n wonderlike voorreg. Baie mense gaan tot die uiterste. Hulle gaan na Suid-Amerika toe, na die oerwoude toe om disipels daar van Jesus te maak.
Regtig, hulle gaan deur baie, hulle leer 'n nuwe taal, hulle probeer geld bymekaar kry, hulle gaan deur verskriklike lyding om in 'n baie moeilike plek disippels vir Jesus te maak. En nou sê die Here, kinders is 'n seën, dis reg om te vermeerder, en as jy kan, jy weet, kry soveel as moontlik, en maak disippels, maar dis die klem. En dit kan gebeur, dat, hierdie ding moet mense in baie wysheid hanteer, maar kom ons sê, jy het baie kinders, en op 'n stadium kom jy nie by die disippelskap van die kinders uit nie. Elkeen is 'n situasie verskil. Maar kom ons sê, die vrou is sieklik. Vir onder andere, net 'n voorbeeld, vrou is sieklik, sy het kanker. Sy sukkel met die kanker. Nou, maar sy kan nie lekker by die disippelskap van die kinders uitkom, as sy nog kinders kry nie. Jy weet, dit sal wreed wees om te sê, hoekom kry jy nie kinders nie, want jy het, dis die opdrag. Maar as mens daai beginsel vashou van, ons moet disippels van Jesus maak, die opdrag is daar van vermeerdering, ons is in 'n sondige wêreld, en 'n mens werk in wysheid, dan kan dit beteken dat party gesinne 15 kinders kry. Party gesinne gaan 2 kinders kry. Party gesinne gaan nie kinders kry nie. Dit kan gebeur as gevolg van die sondeval. So ek wil net daai genoem het, want hierso ek het 'n bietjie afgewyk, maar Jesus, want Jesus, dit is, want kyk hier, want Jesus sê die huwelik is reg. As iemand 'n getroude broer sterwe en hy sterf sonder kinders, dan moet sy broer die vrou neem en vir sy broer kinders verwek. So daar's kinders verwek is 'n positiewe opdrag. Dis mooi. Maar dit moet ook met baie wysheid hanteer word. Nou goed, die Sadduseërs, net om terug te kom hierso by die gedeelte. Die Sadduseërs, hulle sê goed, daar was nou 7 broers. Hulle vat hierdie argument tot die uiterste en eintlik die absurde, om te probeer wys dat daar nie die opstanding uit die dode gaan wees nie. So hulle sê daar's 7 broers, en die eerste het 'n vrou geneem en kinderloos gesterwe, en die tweede het die vrou geneem en hy het ook kinderloos gesterwe, en die derde het haar geneem en net so al 7. En hulle het geen kinders nagelaat nie en het gesterwe. En ten laaste het die vrou ook gesterwe. En dan vra hulle, en hulle het gedink dat Jesus vasgetrek. Hulle vra, in die opstanding dan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Hulle Deuteronomium 25 vers 5 tot 6 reg gebruik, waar dit sê, dieselfde sê, dat as die broer sterwe, dan moet die volgende broer, of wat ook al, daai vrou neem, en die veronderstelling is hierso, dat daai broer nie getroud is nie. So hierdie teksgedeelte sal nie veel wywery voorskryf nie. Ek dink dit is 'n belangrike punt hoekom te maak. Die veronderstelling is in hulle argument, en ook in die Deuteronomium gedeelte, is dat daar 'n broer is wat nie getroud is nie. As daar nie 'n broer is wat getroud is nie, dan moet hy die vrou vat, maar kom ons sê al die broers is getroud, of daar's net een broer gewees, of een seun gewees in die huis. Dan gaan dit gaan, soos in Boas en Rut se geval, dan gaan dit gaan na verdere familie toe. Okay, so daar is 'n belangrike punt om vas te hou, want baie mense sal uit hierdie gedeelte in Deuteronomium 25 die afleiding maak van Jesus sê, nee, jy kan meer as een vrou hê. Maar die Here gaan nie teen sy eie woord 'n bevel gee nie. So net om daai duidelik te maak. Maar nou, so die Sadduseërs was reg met die Liefjaat huwelik. So hulle was heeltemal reg daar. Maar hulle het met 'n aanname gekom. Hulle het 'n aanname gemaak van dat huwelik in die hemel gaan voortgaan. En nêrens in die skrif leer dit nie. Nêrens in die skrif leer dit nie. Hulle het 'n groot logiese fout gemaak. En so hulle het hierdie Bybelverse gebruik, hierdie uit Deuteronomium 25 uit, om hulle punt te bewys, maar dit juist bewys dat hulle nie die Bybel reg verstaan nie. Ons ken almal hierdie sê ding van elke ketter het sy letter, dis wat hierdie geval is.
As jy met ketters in die kerkgeskiedenis met hulle te doen kry en jy lees hulle, dan het hulle ook teksverse gehad. Almal het teksverse. Maar dit is dat hulle nie daai teksverse reg verstaan het in die konteks nie. Hulle het weer eens nie onderskei en konteks toegepas nie. Maar Jesus sê dan op 'n stadium, dis nie nou hierso in Lukas nie, maar in Matteus dan sê hy reguit vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Matteus 22 vers 29. So Jesus sê vir hulle, julle ken hierdie skrifte nie. Julle het julle eie verstaan in die skrif ingelees en ons afleiding is eintlik die rede hoekom hulle dit gedoen het, is om hulle eie lewe, hulle gemaklike, selfsugtige lewe te regverdig. Dis wat hier gebeur het. So dat ook nie die krag van God geken nie. En wat ons daaruit kan aflei is dat hulle op 'n paar vlakke het nie geweet wat dit beteken dat die Here kom om mense te kom red en dat hy mense moet kom red, want anders is hulle van nature onder sy toren nie. Hulle het nie dit geken nie. Hulle het nie hulle eie sonde eers besef nie. So hulle het nie die krag van God geken, daai krag van God wat jou bewus maak van jou eie sonde en die nood vir verlossing. Hulle het dit nie geken nie. En daarom het hulle maar net hulle eie siening in die skrif ingelees het. So nou gaan Jesus en hy in vers 34 en hy gee nou eers vir hulle die regte leer oor hierdie lewe. Wat in hierdie lewe gaan gebeur? In hierdie eeu, lees ons daar raak in vers 34, en dan gee hy die regte leer oor die eeu hierna. So hy gaan in die volgende verse dit nou leer. Nou begin hy in vers 34. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu, in hierdie lewe, dis nou in hierdie eeu, van hierdie eeu is in hierdie lewe, hulle gaan trou en word in die huwelik uitgegee. Dit is wat gaan gebeur totdat Jesus terugkom. Daar gaan huwelike wees. Daar gaan troues wees. En dit moet ook so wees, want die huwelik is 'n prentjie van Christus en die kerk. Efesiërs 5 vers 31 en 32. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid of hierdie geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hierso is in Efesiërs en wat Jesus ook hier sê is dat ja, daar gaan huwelike wees in hierdie lewe, maar die huwelike gaan tydelik wees. Want dit is 'n beginsel, dit is 'n prentjie van Jesus en die kerk. En daardie huwelik, is die hemelse huwelik, is Jesus en die kerk. Dit is waarna al hierdie huwelike wys. So daar gaan nie hierdie huwelike wees in die hemel nie, daar gaan net hierdie een huwelik wees. En dit is nogal 'n perspektief wat ons moet onthou ook in ons eie huwelike, nê? Ons huwelike gaan nie vir ewig aanhou nie. Daar's hierdie mooi boek wat geskryf is, Sweethearts for a Lifetime. Jy weet, geliefdes vir 'n leeftyd. Met sê nie geliefdes vir ewig nie, want mense hoor baie keer die term sweethearts forever, nê, vir altyd. Maar dit is nie wat die skrif leer nie. Natuurlik is die huwelik 'n groot seën. Dit is goed en mense kan amper nie indink om sonder mense eggenoot eendag te wees nie. Maar mens moet hierdie perspektief hou, is dat die Here die huwelik ingestel, onder andere ook om 'n prentjie te wees van Christus in die kerk uiteindelik. So die realiteit is Christus in die kerk, die uiteindelike realiteit. Hierdie prentjie is net tydelik. Is tot ons seën en ons waardeer dit en ons omhels dit met oop arms en ons sien hoeveel die huwelike ons elkeen help ook in ons heiligmaking, maar net ook in die vreugdes om die lewe te geniet en hoe ons mekaar help in heiligmaking, nê, die woord te leer ken, wysheid te gee in besluitneming. So daar's soveel seëninge in die huwelik, kinders wat daaruit voortkom, die voorreg om dan disippels te maak. So as iemand
daardie seëning kan ontvang en kan nastreef, dan moet hy of sy. Dis 'n wonderlike geskenk van die Here af, maar dis 'n tydelike geskenk. Dis 'n tydelike geskenk. En dan sê Jesus in vers 35, nou praat hy oor wat gaan hierna gebeur, maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. So die wat waardig geag word, mens kan dit ook verstaan as waardig gereken word. Doetjie, waardig gereken word kan ook beteken regverdig verklaar word uiteindelik. So daai is belangrik. So die wat in Jesus glo tot die ewige lewe, want dit is tog Jesus se hele bediening wat hy dit sê, gaan waardig geag word en hulle gaan die opstanding uit die dode verkry en hulle gaan nie trou nie, maar hulle gaan dan in die heerlikheid wees. En dan vers 36, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is dan soos die engele. Want hierdie konteks praat van spesifiek die mense wat glo in Jesus en wat waardig geag word, gaan die opstanding tot die lewe hê, nie die opstanding tot die dood nie. Want daar gaan jy gaan dit ook kry, nie? Die mense wat nie nou in Jesus glo nie en hulle gaan dood, hulle siele lewe aan. Dis nie, jou siel gaan nie vernietig word nie. Maar as Jesus terugkom, gaan hy vir elke mens wat nog ooit gelewe het, 'n nuwe liggaam gee, selfs die ongelowiges. Maar die gelowiges gaan dan by die Here soos die engele wees, in die sin in heerlikheid, sonder sonde. Maar die engele trou ook nie. So jy gaan ook nie trou nie. En mens kan nogal dink oor hoe gaan mens jou eggenoot eendag in die hemel hanteer, maar as mens nou dink aan die prentjie van die aardse huwelik wys na die groot huwelik, dan is die vreugde soveel meer, daai huweliksband is soveel meer, so jy gaan nie daai begeerte in elk geval hê vir 'n huwelik nie. Jy gaan werklik net hierdie gelowiges wees by die Here in heerlikheid en uiteindelik saam regeer op nuwe hemel en aarde sonder geen behoefte vir 'n huwelik nie, want jy gaan dink maar in elk geval dit is nie nodig nie. So daar gaan nie 'n huwelik in die hemel wees nie, maar dit gaan net wees vir die wat waardig gereken word. Dis vir wie die hemel gaan wees en uiteindelik die nuwe aarde. Wat ook hierso nogal ook uitkom in hierdie verse wat Jesus hier gee. In vers 36 sê, want hulle kan ook nie meer sterwe nie. Daar gaan die ewige lewe wees. As iemand dan, as 'n gelowige sterwe en hulle is by die Here, dan gaan hulle nie meer sterwe nie. Daai siel kan nie vernietig word nie. Hulle gaan vir ewig lewe en uiteindelik ook met 'n verheerlikte liggaam. En die ander baie mooi ding wat ons hieruit kan aflei uit hierdie antwoord van Jesus is dat die gelowiges kinders van God gaan wees. Kinders van God. Hulle gaan kinders van God wees. Soos Galasiërs 4 vers 5 sê, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En daardie realiteit is dan ook vir gelowiges in hierdie lewe waar, wanneer ons in Jesus glo, dan moet ons weet, ons is nou kinders van die almagtige God en daarom dat ons hom Vader noem. Ons noem hom Vader, nie net dit is net hoe Jesus ons het geleer het nie, maar ook hy's werklik ons Vader, ons is sy kinders. Ons het hierdie verhouding met hom en hy luister graag vir ons en hy doen alles tot ons beswil, al verstaan ons dit nie altyd nie, want hy is ons Vader en ons is sy kinders en daardie realiteit gaan voortbly tot in ewigheid. So Jesus het nou die leer van die huwelik en die tyd hierna gegee. Okay, so hy het nou die leer neergesit. Nou hierdie leer van dat die siel nie gaan doodgaan nie en dat uiteindelik gaan die liggaam opstaan en dan gaan jou liggaam nie meer sterf nie, is eintlik
kom dit nogal duidelik deur in die Ou Testament selfs. So die Sadduseërs sou hierdie teksverse gehad het. Dit is nou Psalm 16. Psalm 16 dan sê dit vers 9. Onthou hierdie verse is eerstens toegepas op Jesus, maar uiteindelik vir die in hom. Psalm 16 vers 9, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Ook sal my vlees in veiligheid woon. So Jesus se vlees het in veiligheid gewoon. In die sin, Jesus het opgestaan. Hy het met liggaam opgestaan. Hy was die eerste ene wat na 'n liggaam opgestaan het. En sy vlees gaan in veiligheid woon en hy woon nou in veiligheid daar in die regterhand van die Vader. Maar ook die siel, hoor gou in vers 10 van Psalm 16, want U sal my siel nie aan die doderyk oorgee nie. So daar is nie hier is ook 'n belangrike konsep, is dat as iemand na die doderyk toe gaan, dan is jy dood. In die sin van jy is onder die Here se oordeel. Die siel van gelowiges, selfs in die Ou Testament, gaan nie na die doderyk toe nie. Hulle is by die Here. En dit is hoe ons onder andere daai Petrus gedeelte moet verstaan, waar die siele in die gevangenis voor gepreek is. Let wel, daardie woorde in Petrus sê nie vir die siele in die doderyk gepreek is nie. Dit sê die siele in die gevangenis. Dit is baie belangrik. Want gevangenis, as jy kyk na Psalm 68, beteken die wat in sonde gevangenis is. Sonde gevangenis is. Dis Jesus wat gekom het en mense uit daai gevangenis uit gered het. Nee? Uit die kerker uit het ons gesing. Ons het nie net daarvan gesing nie, maar dit is in vers 8, dan praat dit van hy het hulle uit die kerker uit gered, uit die gevangenis uit gered en aan hulle gawes gegee. So dis 'n belangrike konsep, want wat gebeur het was in die tyd van Noag, het die Here deur Noag, die prediker van geregtigheid, gepreek vir die mense in gevangenis. Die mense wat in sonde gevangenis was. En daar was die tyd van genade 120 jaar lank, voordat die vloed gekom het. Die punt is maar net, wat belangrik is, uiteindelik jou siel kan nie sterf nie. Jou siel kan nie sterf nie. En daai siel hou aan. Is of in die doderyk of by die Here. Nou praat ons van hulle is in die gevangenis. As jy nie tot geloof is nie, is jy in die gevangenis. So nou gaan Jesus verder, in vers 37 en 38, om te wys uit hulle eie Torah uit. Kyk, hy het nie Psalm 16 hierso gebruik, om hulle monde te stop nie. Hy het spesifiek die Torah gebruik, want wat belangrik is dat hulle sê, hulle glo in die Torah, hulle glo in die eerste 5 boeke van die Bybel, hulle is letterlike interpreteerders van die Bybel, hulle wyk nie daarvan af nie, maar dan gaan Jesus nou vir hulle wys, maar julle is tipies die ketters, wat hulle eie letters het. Vers 37, en dat die dode opgewerk word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangeris. Dis nou wat Jesus sê, hy sê, toe die Here aan Moses daar by die doringbos verskyn het, Eksodus 3, het hy ook gewys, deur afleiding, dat die dode opgewek word. En dan sê die res van 37, waar hy die Here noem, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy is tog nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir hom. Hierdie is nou tipies wat mens noem goeie en noodsaaklike afleiding. Dis nog 'n teologiese term wat baie keer gebruik word. Mens kan uit goeie en noodsaaklike afleiding hierdie afleiding maak dat mense wat doodgaan se siele hou aan. Want Jesus sê, die Here noem
noem vir waar hy die Here noem die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Hy sê nie die Here was die God van Abraham en hy was die God van Isak en hy was die God van Jakob nie. Hy sê die Here is die God van Abraham, hy is die God van Isak en hy is die God van Jakob. Onthou, dit is die Here wat daar in Eksodus 3 met Moses praat en Moses lewe lank na Abraham, Isak en Jakob. En nou sê die Here vir Moses, hy is die God van Abraham, hy is die God van Abraham nou. Nou Abraham het lank voor dit gesterwe, sy liggaam, maar nou sê die Here vir hom, ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. Dit beteken, Abraham, Isak en Jakob se siele lewe op daardie stadium. En jy kan nie, en die veronderstelling is, uiteindelik, 'n siel is nie sonder 'n liggaam nie. Dat jy sê daar is die bestaan van die siel, veronderstel jy, daar gaan 'n liggaam wees. Dis wat hier gebeur. Dis wat Jesus probeer wys het vir hulle hierso. So hierdie is die realiteit. Siele bestaan nou en dit gee vir ons die sekerheid van 'n liggaamlike opwekking. As die siel bestaan, sal daar 'n opstanding wees. Jy sien hierdie Sadduseërs se valse leer het die kern van die evangelie aangetas. Jesus het hulle geantwoord, maar mens moet dit nie hier mis nie. Hulle het gesê daar is eintlik nie goeie nuus nie. Want die evangelie wat beteken mos goeie nuus sê daar is Jesus wat gelewe het en hy het gesterwe, dit is waar, maar hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het die laaste vyand verslind. Hy het die dood en die mag van die dood oorwin, sodat die wat in hom glo vir ewig kan lewe. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. En dit is wat Jesus sê in Johannes 11 vers 25. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hy sal lewe, al het hy ook gesterwe. Glo in Jesus, dat hy opgestaan het, en glo dat hy vir jou sondes opgestaan het, hy het gesterwe vir jou sondes, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, dan sal jy lewe vir ewig. Dan hoef jy nie die dood te vrees in hierdie lewe nie. Dis die belofte. Dis die belofte. Het die Sadduseërs iets gehad om Jesus oor terug te antwoord? Nee. Die Sadduseërs se mond is gestop. Jesus se gesag is bevestig. Vers 39 en 40. En sommige van die skrifgeleerdes antwoord en sê, Meester, U het goed gespreek. En hulle het hom nie meer iets durf vra nie. Amen, kom ons bid.